Vandag staan ons bietjie stil by die feit dat die Heilige Gees ons kan vermaan. Hierdie versterking van die Heilige Gees in ons innerlike mens, na aanleiding van Efesiërs 3 vers 16, waar Paulus vir die Efesiërs bid, dat die Vader na die rykdom van sy heerlikheid ons die vermoë sal gee om nie net versterk te word nie, maar om vermaan te word deur sy Gees in die innerlike mens. Nou, ek dink hierdie vermaaning word soms verwar met skuldgevoelens, alhoewel dit nie noodwendig uitgesluit is nie, maar die belewenis is nie noodwendig skuldgevoel nie, want skuldgevoelens druk jou neer, laat jou negatief voel. En ek dink die Heilige Gees sy oortuiging trek jou eintlik op na herstel. Dit lig jou, dit maak van jou 'n mens wat kan nugter optree. Dit is soms soos 'n gewig wat op jou gewete lê oor 'n spesifieke optrede of gesindheid. Dis baie dikwels nie vaag nie, maar baie spesifiek. Dit bring 'n begeerte om dinge reg te maak, eerder as om weg te hardloop. Ons praat oor die feit dat die Heilige Gees ons kan vermaan. Met ander woorde, om vir jou te sê, luister, nou doen jy verkeerd. Jy moet ophou hiermee. In die 53 vertaling in Johannes 16 vers 8 sien ek, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld wat doen? Oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit beteken dat die Heilige Gees nie net altyd mooi praatjies met ons wil maak nie. Dis reg, hy doen dit, maar hy doen ook die ander ding, en dit is om ons te vermaan, om ons te oortuig van die verkeerde en ook van die regte en die feit dat God oor ons besluit kan en sal neem. Kom ons wees bewus hiervan en kom ons loop mooi.